Dis so wonderlik om saam met die sanggroep hierdie aanbiddingsliedere te sing, want ons lees reg deur Openbaring hoe die gemeentes en almal die Here aanbid en hom loof en prys en sê haleluja aan hom wat waardig is, wat op die troon sit. Aan hom kom toe al die lof, eer, dank en aanbidding. As ons vandag na die 7 gemeentes kyk, dan moet ons onthou dat hierdie gemeentes verteenwoordig eintlik alle gemeentes. Dis eintlik universeel. Dis hoekom die getal 7 gebruik word. Dit is 'n baie belangrike getal in Openbaring. Ons weet dat Openbaring 'n onthullingsgeskrif is en 'n profetiese inslag het. Ons weet dat Openbaring 'n troos boek is vir gemeentes wat hulle troos in tyd van moeilikheid, en ons weet ook dat dit 'n boek is wat gelowiges leer dat hulle in oorwinning lewe. Nou al hierdie beginsels is vir ons baie belangrik om te weet as kinders van die Here. En soos ek laas week gesê het, die mense skryf so baie sensasionele dinge oor Openbaring dat hulle hierdie punte waaroor Openbaring eintlik gaan heeltemal miskyk. En ons as gemeente kan onsself dan toets aan elke liewe een van hierdie gemeentes waaroor geskryf is. En ek het vir julle 'n uiteensetting van die basiese struktuur van die briewe. Al 7 briewe volg hierdie basiese struktuur. Die eerste is daar's 'n aanspreuke van die boodskapper. So skryf aan die boodskapper van die gemeente. En elke gemeente word dan so die inleiding tot die brief gegee. So dis belangrik om te weet daar's 'n boodskapper in die gemeente en die boodskapper moet praat met die gemeente. Die tweede is 'n bevel om te skryf, 'n opdrag, en dan 'n praktiese inleiding. So sê hy, dis nou Jesus, en dan 'n unieke beskrywing van Christus in elke brief. So jy sal in elke brief 'n spesifieke beskrywing van Jesus vind. En dan gaan jy ook agterkom dat dit binne die konteks van daai gemeente vir hulle belangrik is. So elkeen van hierdie eienskappe en wat geskryf word, is dan konteks gebonde vir elke gemeente waar hulle is. Dan is daar 'n verslag van Christus wat gebaseer is op gelowiges se gedrag. Dan sal die Here sê hy's hieroor, hy het dit teen hulle, en dan sal hy ook vir hulle sê, maar hieroor doen hulle goed. So, en dan is daar natuurlik ook 'n waarskuwing, 'n oordeelswaarskuwing, en dan is daar 'n beskrywing van hulle sondes. So alles is in hierdie briewe ingesluit. So wanneer jy hierdie briewe lees, is dit vir jou eintlik baie logies om te gaan kyk wat in elke gemeente gebeur. Die waarskuwing van die oordeel, die oproep om te luister na die Heilige Gees. Elkeen wat ore het, moet hoor wat die Gees vir die gemeente sê. En dit vereis gehoorsaamheid. En dan is daar 'n belofte van toekomstige oorwinning vir elke een wat dan oorwin oor die sonde. Efese is die eerste gemeente. Daar was ongeveer so 200,000 mense wat in Efese gewoon het. As ek reg is dit so die 3de grootste stad van die antieke tyd gewees. Daar's 'n klomp mense daar. Die keiser aanbidding was in daai tyd natuurlik nog belangrik. Domitianus, ek het laasweek vir julle gesê, hy het gesê die mense moet sê hy is die Heer en die God. En dan weet ons ook natuurlik dat hierdie gemeentes swaar gekry het onder sy bewind, en ook natuurlik die vervolging wat daar was van keiser Nero. So wanneer ons kyk na hierdie gemeentes, moet ons onthou dat die 7 gemeentes beskryf word en al hierdie inhoud vir hulle gegee word met die oog op dit wat volg. So die res van Openbaring is dan die inhoud wat hierdie gemeentes moet weet. Baie mense pluk versies uit Openbaring, hulle doen 'n thin slicing, hulle vat sommer 'n stukkie en dan maak hulle 'n groot boei, soos die brande in Los Angeles, wat die mense ewe skielik sê, dis die oordeel van God en dis die einde en die mense word gestraf en
dan pluk hulle versies uit die Bybel en uit Openbaring uit, wat natuurlik totaal nie van toepassing is nie. Hoeveel Christene het doodgebrand, sy huise, ek bedoel, is weg, en hoeveel mense het swaar gekry, hoeveel mense se gesondheid is aangetas. Die Here doen mos nie slegte dinge aan mense nie, want hy's 'n God van liefde. En as mens mooi gaan kyk na die nuus, dan sien jy daar was klein vuurtjies gewees, 2 sulke rookballetjies wat getrek het, en 'n sterk wind van 100 myle per uur, 160 km/h, het hierdie vure aangeblaas. So dis 'n natuurverskynsel, as daar vuur is, gaan iets brand. Maar baie mense kom uit onkunde of uit sensasie en wil dit nou verbind en sê, maar God, sien hoe straf God, want daar was mense in Los Angeles wat die Here uitgelok het. Maar reg oor die wêreld lok mense die Here uit. So die hele wêreld moet dan afbrand. So mens moet versigtig wees om te vinnig verse te vat en jou eie betekenis daaraan te heg. Hierdie 7 gemeentes moet leer en daarna kan ons by hulle leer. Dis belangrik. Efese se probleem natuurlik, wat ons almal van weet, is die Here sê vir hulle, ek hou van julle inspanning en volharding, daar in vers 2, en dan julle volhard ter wille van my naam, julle verduur baie dinge, maar onthou dan, waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou. As jy jou nie bekeer nie, sal ek na jou toe kom en jou kandelaar van jou wegvat. Ja, die dade van die Nikolaïte, en wie ore het moet luister. So is 'n baie interessante ding, dat 'n gemeente die oproep kry tot bekering. En ons leer iets hierby, want ons gaan by die ander briewe, gaan jy dit ook sien. Daar's 'n oproep om terug te keer na God toe. So dit kan gebeur, en dit het gebeur, dat Christelike kerke weggedraai het van God af. Julle gaan ook sien in die briewe, Nikolaïte word genoem, die troon van Satan word genoem, Isebel word genoem, en almal van hulle, of dit nou die Nikolaïte of Isebel of die troon van Satan, die mense wat hulle voorgee of hulle Jode is of nie, alles gaan julle in die briewe lees, en dit kom daarop neer, dat die Nikolaïte probeer het om 'n gat in die Christene se koppe te praat, om hulle geloof te meng met die afgode. Dieselfde wat Isebel doen, dieselfde wat die ander doen. So in vandag se tyd prakties, moet 'n mens kyk dat jy suiwer bly as 'n Christen. Jy kan nie hoegenaamd ietsie van ander gelowe in jou lewe laat insluit nie. Ons lees by die 7 gemeentes dat hulle straf gaan kry en dat hulle kandelaar weggevat gaan word. Met ander woorde, hulle as gemeente gaan nie meer bestaan nie. Hulle gaan hulle bestaansreg verloor. Kyk ons vandag na al 7 hierdie plekke, sien ons dat daar nie een oor is nie. Die bestaansreg is verloor. Kyk ons na die wêreld en ons kyk na Europa en ons sien hoe baie van die kerke daar dood gegaan het, kom mens agter dat hulle nie meer kan voortbestaan nie. Genadiglik is daar 'n klomp ander gemeentes reg oor die wêreld wat ontstaan het, wat die Here dien en aanbid. En vir ons is dit 'n belangrike waarskuwing in die tyd waarin ons leef. En ek het laasweek gepraat daarvan, reg oor die wêreld is daar iets wat hulle noem interfaith, intergeloof, waar mense ander dinge van ander gelowe wil kom inkorporeer in hulle geloof. En baie van hierdie mense wat dit doen, is kerke, praat Afrikaans en Engels en allerlei ander tale van Afrika. Hulle wil die ander gelowe kom inkorporeer in hulle lewe. En dan bly hierdie waarskuwing van die Here presies dieselfde. Jy sal jou kandelaar verloor. Want die Here loop tussen hierdie gemeentes deur. As ons gaan kyk na Smyrna, dan sien ons Jesus word bekend gestel as die eerste en die laaste. By Efese word hy bekend gestel as die een wat die 7 sterre in sy regterhand het en wat tussen die kandelare deurloop. By Smyrna sien ons dan dat die Here sê, ek ken julle verdrukking, julle armoede, maar tog is julle baie ryk.
Moenie vir enige iets wat julle gaan lei bang wees nie. Want julle moet onthou dat die duiwel sommige van julle in die tronk gaan gooi om julle te toets. Nou by Smyrna en by Pergamum lees ons van vervolging en swaar kry, iets wat buite die gemeente gebeur. So die probleme aan die buitekant by Pergamum word daar gepraat van Antipas wat doodgemaak is vir sy geloof. En hierin kan ons ook baie leer. Daar's soveel gelowiges wat vir my sê ek werk in 'n opset waar mense ander dinge glo en waar mense van ander gelowe druk op my sit of neerkyk op my of die spot dryf met my. As 'n mens vir mense gaan vra wie is Jesus, dan gaan jy verstom wees hoe min mense dit gaan weet. As jy in die strate gaan loop, dan kan jy gaan vra. Ons het lank terug het ons programme opgeneem vir Truth TV en die redakteur het mense in Kaapstad ingestuur en vir hulle gaan vra wie is Jesus? Sê die mense hulle weet nie. Sê hulle wie is Jesus, dan sê hulle nee, hy was seker 'n tipe van 'n profeet. Die meeste mense trek hulle skouers op. En dan hier en daar kry jy iemand wat sê nee, ek weet, is dit nie hy wat die sondes van die wêreld kom wegvat het nie? Of was dit nie hy wat op Kersdag gebore is nie? So hulle weet iets. As hulle gevra word oor die 10 gebooie, dan sê die mense ons weet nie. So die kennis van God is nie meer wat dit moet wees nie. As jy vir iemand vra, gaan praat met iemand anders oor die Here, wat sal jou antwoord wees? Baie mense sê ek weet nie waar om te begin nie, ek weet nie hoe om dit aan te pak nie. Maar die Here sê hier vir ons baie duidelik, moenie bang wees as dit gebeur nie, want dit gaan gebeur. So moenie dat dit jou omvergooi en jou lewe so ontwrig. En dan in Pergamum, ek weet waar julle woon, die troon van Satan is daar. Nou dit is weer presies dieselfde, waar dit kom by die vervolging. Mense wat aan die duiwel behoort, wat nie kinders van God is nie. Jesus leer ons baie duidelik in Johannes 8, sê hy vir die omstanders, dan sê hy, julle is nie kinders van God nie, van die Vader nie, julle is kinders van die duiwel. Dan neem hulle aanstoot en dan sê hy vir hulle, omdat julle my nie aanvaar nie, kan julle nie God se kinders wees nie. En dit bring ons by 'n radikale besluit in ons lewe. Gaan ons wys dat ons kinders van God is, of gaan ons dit nie wys nie? En hierdie skerp uitspraak van Jesus is nog geldig. So wat gaan Jesus van ons sê? Dieselfde wanneer Jesus in Matteus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God inkom nie. En dan sal julle vir my sê, Here, ons het gepreek, ons het geeste uitgedryf, ons het mense gesond gemaak. En dan sê Jesus vir hulle, gaan weg van my af, want ek ken julle nie. Julle het nie die wil van my Vader gedoen nie. So ons kom agter dat Jesus 'n baie radikale en sterk uitspraak het teenoor die mense wat in hom glo. En dan sê Jesus vir die Pergamum mense, julle hang die leer van Biliam aan en Balak. En dis weer presies dieselfde as wat ons by die vorige en later gemeente sien. Julle onthou vir Biliam, hy moes die Israeliete versoek om ander gelowe te aanbid. En dan sê Jesus vir die gemeente in Pergamum, maar julle doen presies dieselfde. Julle doen presies dieselfde. Julle meng julle godsdiens. Julle meng dit. So weer hoor ons dat die Here 'n probleem het daarmee. Tiatire, ek ken jou dade in liefde, geloof en diens, maar julle het die vrou Isebel laat begaan. Weer presies dieselfde. Isebel in die Ou Testament wat al haar Baal-profete gehad het, wat ons van lees. Dis iemand wat weer verkondig, nee, wat Christendom is nou nie die enigste geloof. Of hoe kan jy sê jy's die enigste geloof van redding nie? En ons vind dieselfde by Tiatire. En dan sê die vir julle, vir die Here vir hulle, ek sal julle beloon volgens julle dade. Maar die mense wat hierdie leer aanhang, of nie aanhang nie, en wat nie die dieper dinge van Satan ken nie, hulle sal oorwin. En by elke gemeente lees ons dat daar oorwinning is. En dit is iets wat mense mis in Openbaring, is die oorwinning van die kerk. En weer eens, so dit help nie ons vat 'n hoofstuk uit Openbaring uit, maar ons sien nie wat die Here vir die gemeente sê
gaan gebeur nie. As jy volhard, gaan jy oorwin. As jy die sonde oorwin, gaan jy oorwin. As jy die Here kies, gaan jy oorwin. Hierdie oorwinning beteken jy kan van die boom van die lewe eet.